Hoofstuk 30. Tot 'n hoër pyl geroep. In die hoop om die gelowiges te Korinthe goed te laat verstaan hoe belangrik sterk selfbeheersing, strenge matigheid en onvervloude ywer in die diens van Christus is, het Paulus in sy brief aan hulle 'n treffende vergelyking gemaak tussen die Christelike stryd en die beroemde wedlope wat op bepaalde tye naby Korinthe gehou is. Van alle Griekse en Romeinse spele was daardie wedlope die oudste en mees gewaardeerde. Dit is deur konings, edelliede en staatsmanne bygewoon. Ryk jong manne van stand het daaraan deelgeneem en het vir geen nodige inspanning of dissipline teruggedeins in hulle poging om die prys te wen nie. Die wedstryde is aan strenge voorskrifte gebind, waaraan mense hulle nie kon onttrek nie. Diegene wat verlang het om hulle name as mededingers op die prys in te skryf, moes hulle eers aan strenge voorbereidende opleiding onderwerp. Nadelige toegewing aan die begeertes of enige ander bevrediging wat die verstandelike of liggaamlike krag sou verminder, is ten strengste belet. Iemand wat in hierdie krag en snelmetings wou slaag, moes sterk, lenige spiere hê en sy senuwees moes onder beheersing wees. Elke beweging moes seker, elke stap snel en doelmatig wees. Die liggaamskrag moes die hoogste pyl behaal. Wanneer die deelnemers in die wedloop voor die wagtende skare verskyn het, is hulle name uitgeroep en die reëls van die wedloop duidelik gestel. Daarna het almal gelyk weggeval en die onafgebroke aandag van die toeskouers het hulle besiel met die vasberadenheid om te wen. Die beoordelaars het naby die eindpunt gesit, sodat hulle die wedloop van begin tot einde kon dophou en die prys aan die ware oorwinnaar kon gee. Indien 'n man eerste by die wenpaal uitgekom het, deur hom op 'n ongeoorloofde wyse te bevoordeel, is die prys nie aan hom toegeken nie. Tydens hierdie wedstryde is veel gewaag. Sommige het nooit van die vreeslike liggaamlike inspanning herstel nie. Dit het dikwels gebeur dat manne met bloedende mond en neus op die baan neerslaan en soms het 'n mededinger self gesterf net toe hy die prys moes neem. Maar die moontlikheid van lewenslange letsel of dood is nie as 'n te groot waagstuk beskou vir die eer wat aan die suksesvolle mededinger toegeken is nie. Wanneer die wenner die wenpaal bereik het, is die lug vervul met die applous van die menigte van toeskouers en het die echos uit die omliggende heuwels en berge weer klink. Voor die oë van al die toeskouers het die beoordelaar die simbole van oorwinning aan hom gegee, 'n lowerkroon en 'n palmtak wat hy in sy regterhand moes dra. Sy lof is deur die hele land besing. Sy ouers het dit in eer gedeel. En selfs die stad waar hy gewoon het, is in 'n hoë aansien gehou omdat dit so voortreffelike aleed voortgebring het. Deur na hierdie wedlope as 'n beeld van Christelike stryd te verwys, het Paulus die klem laat val op die voorbereiding vir sukses wat deelnemers moes doen. Die voorafgaande dissipline, die onthoudende eetgewoontes en matige leefwyse. Hy sê, elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Die deelnemers aan die wedloop ontsê hulle elke genot wat sou neig om die liggaamskragte te verswak, en deur voortgesette en strenge dissipline oefen hulle die spiere vir krag en uithou vermoë, sodat wanneer die dag van die wedloop aanbreek, hulle kragte tot die uiterste toe kan inspann. Hoeveel belangriker dat die Christen, wie se ewige belange op die spel is, sy begeertes en liste aan sy verstand en die wil van God moet onderwerp. Hy moet sy aandag nooit deur vermaaklikhede, weelde of gemaksig laat aflei nie. Al sy gewoontes en liste moet onder die strenge dissipline geplaas word. Die verstand, deur die leer van Gods woord en deur sy gees gelei, moet die teëls stewig in die hande hê. En nadat hy dit gedoen het, moet die Christen hom
tot die uiterste toe inspann om die oorwinning te behaal. In die Korintiese spele het die deelnemers die laaste paar tree met krampagtige inspanning afgelê om hulle spoed onverminderd op te hou. So sal die Christen ook, wanneer hy die eindpaal nader sien, met meer ywer en vasberadenheid voortspoed as aan die begin van sy loopbaan. Paulus stel die verskil tussen die verganklike lowerkrans wat die oorwinnaar in die wedloop ontvang het en die kroon van onverganklike heerlikheid wat aan die oorwinnaar in die Christelike wedloop gegee sal word. Hy verklaar dat hulle dit doen om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Om 'n verganklike krans te ontvang, het die Griekse hardlopers hulle geen arbeid of dissipline gespaar nie. Ons streef na 'n prys wat oneindig meer werd is, naamlik die kroon van die lewe. Hoeveel versigtiger behoort ons te streef, hoe bereidwilliger behoort ons opoffering en selfverloning te wees. In die sendbrief aan die Hebreërs word ons gewys op die opregtheid wat die Christense wedloop om die ewige lewe behoort te kenmerk. Laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Afguns, nyd, boosaardige agterdog, kwaadsprekery, hebsug. Hierdie dinge is laste wat die Christen moet aflê indien hy die wedloop om die ewige lewe met welslawe loop. Elke gewoonte of gebruik wat tot sonde lei en Christus tot skande maak, moet afgelê word, al is die opoffering ook hoe groot. Gods seën kan op geen mens rus wat die ewige beginsels van geregtigheid skend nie. Om net een sonde te koester is al genoeg om ontaarding van die karakter teweeg te bring en ander te mislei. Die Heiland het gesê, as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink deur die lewe te gaan, as om 2 hande te hê en in die hel te gaan, in die onuitbluslike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om 2 voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur. Markus 9 vers 43 tot 45. As die voet en die hand afgekap moet word om die liggaam van die dood te red, of selfs die oog uitgepluk moet word, hoeveel ernstiger behoort die Christen dan nie te streef om die sonde wat die dood van die siel veroorsaak af te lê nie. Die mededingers in die oudtydse spele was nog nie seker van die oorwinning, selfs nadat hulle aan selfverloning en strenge dissipline onderwerp het nie. Paulus vra, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Al streef die deelnemers aan die wedloop ook hoe verlangend en ernstig, die prys kon net aan een toegeken word. Net een hand kon die begeerde lowerkans gryp. Sommige kon hulle miskien tot die uiters toe inspann om die prys te wen, maar wanneer hulle die hand uitgestrek het om dit te ontvang, het 'n ander die begeerde skat 'n oomblik voor hulle gegryp. Dit geld nie vir die Christelike stryd nie. Niemand wat die voorwaardes nakom sal aan die einde van die wedloop teleurgesteld wees nie. Niemand wat ernstig is en volhard sal die doel mis nie. Die wedloop is nie vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie. Sowel die swakste heilige as die sterkste kan die kroon van onverganklike heerlikheid dra. Almal wat hulle lewens deur die krag van goddelike genade in ooreenstemming met die wil van Christus bring, kan wen. Dit word altyd dikwels as onbelangrik beskou om die beginsels wat in Gods woord neergelê word op die besonderhede van die lewe toe te pas. Dit word as te beuselagtig vir ons aandag beskou. Maar met die oog op wat op die spel is niks gering wat sal help of hinder nie. Elke daad weeg in die skaal wat ons oorwinning of neerlaag beslis.
En die loon wat aan die oorwinnaars gegee word, sal ooreenstem met die inspanning en erns waarmee hulle gestry het. Die apostel het hom vergelyk by 'n man wat in 'n wedloop hardloop en elke seunie inspann om die prys te win. Ek hardloop dan, sê hy, soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het nie, self verwerplik sou wees nie. Om nie in die Christelike wedloop onseker of wild te loop nie, het Paulus hom aan strenge oefening onderwerp. Die woorde, ek kastei my liggaam, beteken letterlik om die drifte en drange en begeertes deur middel van strenge dissipline hok te slaan. Paulus het gevrees dat hy miskien, nadat hy vir ander gepreek het, self verwerploop kon wees. Hy het besef dat sy arbeid vir ander hom nie sou baat as hy nie in die lewe die beginsels uitgeleef het wat hy geglo en verkondig het nie. Sy bekering, sy invloed, sy weiering aan die bevrediging van enige luste toe te gee, moes bewys dat sy godsdiens nie 'n blote belydenis was nie, maar 'n daaglikse lewende verbintenis met God. Een doel het hom altyd voor oë gehou en ernstig gestreef om te bereik. Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Filippense 3 vers 9. Paulus het geweet dat sy stryd teen die sonde nie in sy leeftyd sou eindig nie. Hy was altyd bewus van die noodsaaklikheid om homself streng te bewaak sodat aardse begeertes sy geestelike ywer nie moes oorwin nie. Met al sy krag het hy aangehou om teen sy natuurlike neigings te stry. Hy het gedurig die ideaal wat bereik moes word voor oë gehou en deur gewillige gehoorsaamheid aan die wet van God gestreef om daardie ideaal te bereik. Sy woorde, sy gebruike, sy hartstogte, almal is aan die beheersing van die Gees van God onderwerp. Paulus het verlang om hierdie opregte bedoeling om die wedloop om die ewige lewe te wen in die lewens van die gelowiges in Korinthe geopenbaar te sien. Hy het geweet dat daar vir hulle in die bereiking van Christus se ideaal 'n lewe van stryd voorgelê het, waarvan hulle nooit verlos kon word nie. Hy het gesmeek dat hulle regverdig moes stry en elke dag vroomheid en sedelike volmaaktheid moes nastreef. Hy het gesmeek dat hulle elke las moes aflê en die doel van volmaaktheid in Christus moes najag. Paulus het die Korintiërs op die ervarings van die oudtydse Israel gewys, op die seëninge waarmee hulle gehoorsaamheid beloon is en die oordeele wat op hulle oortredings gevolg het. Hy het hulle herinner aan die wonderlike manier waarop die Hebreërs onder die beskerming van die wolk bedags en die vuurkolom snags uit Egipte gelei is. So is hulle veilig deur die Rooi See gelei, terwyl die Egiptenare wat geprobeer het om op dieselfde pad deur te gaan, almal verdrink het. Deur daardie dade het God Israel as sy gemeente erken. Hulle het almal dieselfde geestelike spys geëet en almal dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het. Die rots was Christus. In al hulle omswervinge was Christus die Hebreërs se leier. Die geslaande rots was 'n voorstelling van Christus wat vir die oortredinge van die mense verwond is, sodat die stroom van die verlossing na almal kon vloei. Ondanks die guns wat God aan die Hebreërs bewys het die oordeele van God hulle getref weens hulle verlange na die weelde wat hulle in Egipte agtergelaat het, en weens hulle sonde en opstand. Die apostel het die gelowiges in Korinthe vermaan om gehoor te gee aan die lesse in Israel se ervaring. Hy sê, hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na die slegte dinge soos hulle begeerig was nie. Hy het aangetoon hoe dat gemak en plesiersig die weg berei het vir die sondes, wat die duidelike wraak van God opgeroep het. Dit was toe die kinders van Israel gaan sit het, om te eet en te drink, en toe opgestaan het om te speel, dat hulle die vrees van God vergeet het, wat hulle gevoel het, terwyl hulle na die afkondiging van die wet geluister het, en toe het hulle die goue kalf gemaak om God voor te stel en dit aanbid. En dit was nadat hulle
'n wellustige fees in verband met die aanbidding van Baal Peor geniet het, dat talle Hebreërs weens losbandigheid omgekom het. Die toorn van God het ontbrand en op sy bevel is 23.000 op een dag deur die plaag gedood. Die apostels het die Korintiërs gemaan: wie meen dat hy opstaan, moet oppas dat hy nie val nie. Indien hulle sou groot praat en selfvoldaan word en nalat om te waak en te bid, sou hulle in afskuwelike sonde verval en hulle die toorn van God op die hals haal. Nogtans wou Paulus nie hê dat hulle aan vertwyfeling of mismoedigheid moes toegee nie. Hy het hulle verseker: God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Paulus het by sy broeders aangedring dat hulle moes afvra watter invloed hulle woorde en dade op ander sou hê. En om niks te doen, al is dit vanself ook hoe onskuldig, wat die skyn sou gee dat hulle afgoderry goedkeur, of wat die gemoed van diegene wat swak is in die geloof sou kwel nie. Of julle dan eet, of drink, of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Die apostels se waarskuwende woorde aan die gemeente te Korinte is op alle tye van toepassing en veral vir ons tyd aangepas. Met afgoderry bedoel hy nie net die aanbidding van afgode nie, maar ook eie liefde, gemaksig, bevrediging van begeertes en hartstogte. 'n blote belydenis van geloof in Christus, 'n grootpraterige kennis van die waarheid, maak nie van 'n mens 'n Christen nie. Die godsdienstige geloof wat net daarop uit is om die oog, die oor en die smaak te streel, of wat genotse goedkeur, is nie die geloof van Christus nie. Deur die kerk by die menslike liggaam te vergelyk, gee die apostel 'n goeie illustrasie van die noue, harmonieuse verwantskap wat dit tussen al die lede van die gemeente van Christus behoort te bestaan. Hy het geskryf: want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jood of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede van die liggaam gestel, soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En dan stel Paulus die liefde wat die volgelinge vir mekaar moet hê met woorde wat van daardie tyd af tot nou toe vir manne en vroue 'n bron van besieling en bemoediging was. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgegee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Ongeag hoe hoog die belydenis, hy wie sy hart nie met liefde vir God en sy medemense vervul is nie, is geen ware disipel van Christus nie.
al besit hy groot geloof, en al het hy die vermoë om wonderwerke te verrig, is sy geloof nogtans sonder liefde waardeloos. Hy lê miskien groot vrygewigheid aan die dag, maar indien hy om 'n ander rede as die opregte liefde al sy goed gee om die armes te voed, sou die daad hom nie by God aanbeveel nie. In sy ywer kan hy miskien selfs 'n marteldood sterf, maar as dit nie deur die liefde aangedryf word nie, sal God hom as 'n misleide dweper of 'n eersugtige huigelaar beskou. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie. Die suiwerste vreugde kom uit die diepste vernedering. Die sterkste en edelste karakters word op die grondslag van geduld, liefde en onderwerping aan die wil van God gebou. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Liefde ooreenkomstig die gees van Christus stel die beweegredes en dade verander in die gunstige lig moontlik. Dit stel hulle foute nie onnodig aan die kaak nie en luister nie graag na ongunstige verslae nie, maar trag eerder om 'n goeie hoedanighede van die ander in gedagte te roep. Die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Hierdie soort liefde vergaan nimmer meer. Die waarde daarvan kan nooit verminder nie. Dit is 'n hemelse eienskap. Die besitter sal dit as 'n kosbare skat deur die poorte van die Godstad dra. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. Deurdat die sedelike pyl onder die gelowige te Korinthe gedaal het, was daar sommige wat enkele fundamentele kenmerke van hulle geloof laat vaar het. Sommige het so ver gegaan om die leer van die opstanding te loon. Paulus het hierdie dwaling met 'n uiters duidelike getuienis aangaande die onmiskenbare bewys van die opstanding van Christus weerlê. Hy het verklaar dat Christus na sy dood op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn oor die 500 broers te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydige geborene. Met oortuigende krag het die apostel die groot waarheid aangaande die opstanding uiteengesit. As daar geen opstanding van die dode is nie, het hy geredeneer, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan ons prediking te vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Die apostel het die gedagtes van die gelowiges te Korinthe vooruitgeneem, na die oorwinnings van die opstandingsmôre wanneer die slapende heiliges opgewek sal word om voortaan by hulle Here te leef. Kyk, verklaar die apostel, ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk,
waar is jou oorwinning? God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. 'n heerlike oorwinning wag op die getroues. Omdat hy besef het watter moontlikhede binne bereik van die Korintiërs was, het die apostels getrag om aan hulle die dinge voor te hou wat uit selfsug en sinsgenot ophef en die lewe met die hoop op die onsterflikheid verheerlik. Hy pleit: Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. So het die apostel beslis en indrukwekkend getrag om die valse en gevaarlike begrippe en gebruike wat in die gemeente te Korinthe geheers het, te weerlê. Hy het duidelik en tog met liefde vir hulle siele gepraat. In sy waarskuwings en bestraffings het lig van die troon van God hulle beskyn, om die verborgde sondes wat hulle lewens besoedel het, te openbaar. Hoe sou dit ontvang word? Nadat die brief versend was, het Paulus gevrees dat die dinge wat hy geskryf het, diegene wat hy wou help, miskien te diep sou krenk. Hy het ernstig gevrees dat daar verdere vervreemding kon plaasvind en het soms verlang om sy woorde terug te trek. Diegene wat soos die apostel 'n verantwoordelikheid gevoel het vir die geliefde gemeentes of inrigting, sal die beste in staat wees om sy neerslagtigheid en gees van selfverwyd te verstaan. Die diensknegte van God, wat die las vir sy werk in hierdie tyd dra, weet ook iets van so belewenis van arbeid, stryd en bekommerde besorgdheid wat die lot van die groot apostel was. Hy was bekommerd oor die verdeeldheid in die gemeente en is deur sommige na wie hy vir medelee en bystand opgesien het, met ondankbaarheid en verraad beloon. Omdat hy besef het in watter gevaar die gemeentes verkeer wat sonde in die midde koester, is hy gedwing om 'n diepgaande, deurforsende getuienis teen en bestraffing van die sonde te lewer, terwyl hy terselfdertyd gebuk gegaan het onder die vrees dat hy miskien te kras opgetree het. Met angstige besorgdheid het hy gewag